Weet jy waar het sal koos, as God jou nie verloos, al het jy hier in rijkdom behang, hier in rijkdom behang. Jy het nou een miskien reeds zo ver weggedwaan, maar bereken waar het heen sal behang, waar het heen sal behang. Wow. Hallo almal, en vandag lees ek uit Timotheus. Die arbeider wat goedkeuring wegdra. Hou aan om die gelowiges aan hierdie dinge te herinner en vermaan hulle ernstig voor God om op te hou stry oor woorde, dat dit geen nut nie en is net skadelik vir die hoorders. Lê jou daarop toe om jou tot beskikking van God te stel as 'n arbeider wat die goedkeuring van God wegdra. 'n Arbeider wat hom vir sy werk nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid suiwer verkondig. Maar die onheilige en sinlose praatjies moet jy vermy, want die wat dit versprei sal nog verder in goddeloosheid verval en hulle woorde sal voortvreet soos kanker. Onder hulle is daar Hymenaeus en Philetus, wat van die waarheid afgedwaal het deur te sê dat die opstanding alreeds plaasgevind het. Daarmee vernietig hulle die geloof van sommige. Nogtans, die hegte fundament wat God gelê het, staan vas met die woorde daarop gegraveer. Die Here ken die wat aan hom behoort. Elkeen wat sê dat hy aan die Here behoort, moet wegbreek van ongeregtigheid. In 'n groot huis is daar nie alleen voorwerpe van goud en silwer nie, maar ook van hout en klei. Sommige is vir besondere gebruik en ander vir alledaagse. As iemand hom van die kwaad gereinig het, sal hy 'n voorbeeld vir besondere gebruik wees. Dan sal hy vir die eienaar afgesonder en bruikbaar wees, voorberei vir enige goeie diens. Vermy die begeertes wat 'n jong mens in gevaar bring en streef na opregtheid, geloof, liefde en vrede, saam met almal wat uit 'n rein hart die Here aanroep. Moet jou nie met dwaase en sinlose strydvrae inlaat nie, want jy weet tog dat dit net russies veroorsaak. 'n Dienaar van die Here moenie russie maak nie, inteendeel, hy moet vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om ander te leer en iemand wat onreg kan dra. Met vriendelikheid moet hy teenstanders teregwys. Dit kan wees dat God hulle bekeer en hulle tot kennis van die waarheid bring, dan sal hulle weer tot nugtere insig kom en vry raak uit die vangstrik van die duiwel, waarmee hy hulle gevange gehou het om sy wil te gehoorsaam. So die Here ken die wat aan hom behoort. Elkeen wat sê dat hy aan die Here behoort, moet wegbreek van ongeregtigheid en van wat verkeerd is. Moenie dat jy 'n wissel is vir die duiwel nie, maar wees eerder 'n wissel vir die Here. Here, dankie vir elke woord wat U aan my gee, Here Jesus. Here, ek bid dat U ons sal seën, sal bewaar, Here. Here, dankie vir U teenwoordigheid in ons lewe, Here.
Here, ek bid en ek vra dat U wil sal geskied, Here Jesus, dat elke woord van U sal vrugte dra, Here Jesus. Al die lof, al die eer kom net U toe. Here, maak my 'n arbeider wat U goedkeuring wegdra. Dankie, Here.